So lekker dat julle hier saam met my. Sit gerus. Ja, ek is bly julle het gekom. Daar sit iets op my hart, man. Ek het bietjie inspraak nodig, bietjie wysheid nodig. En ek vertrou julle kan my help, maar ja, miskien kry jy jou koekie so lank. Kry jy iets om te eet, daar's lekker. Dat ons kan saam kuier en is my so voorreg om met julle te kan gesels en te kan praat, want dit is regtig iets op my hart wat ek julle hulp voor nodig het. Sien, die ding is, ek het hierdie besluit wat ek moet neem. Dit is 'n groot besluit en ek het 'n uitdaging by die werk. En ek het insig nodig daarin. En ek vertrou, dalk kan julle vir my daai antwoord gee wat ek nodig het. Eintlik weet julle, ek weet wat dit is. Ek weet wat om te doen, man. Ek weet wat ek moet doen. Dankie dat julle in elk geval gekom het. Dit is so lekker om julle hier te gehad het. Mooi bly hoor. Ek sien ek het 'n bietjie interne spanning van julle veroorsaak vanoggend. Dankie Corlien dat ek jou kon ignoreer vanoggend. Is maar net eintlik 'n uitbeelding van hoe ons dalk soms met die Here omgaan. Ons gaan en ons wil met God praat en dan soms doen ons al die praatwerk en ons wag nie eens om te luister nie. Maar dan is daar die derde persoon, die Heilige Gees, wat ons sommer net heeltemal ignoreer. Ek weet nie van jou nie, maar net toe ek die Here ontmoet het en hom ontdek het in my lewe, die volgende dag moes ek begin bid. Ek het nie geweet hoe om te bid nie. Ek het nie eens geweet tot wie moet ek bid nie. Moet ek nou met die Vader praat? Moet ek tot hom bid of moet ek met Jesus praat? En wat van hierdie Heilige Gees, hierdie geesgedagte? Hoe werk dit nou? Toe ek groot geword het, was die Gees en spooke was dieselfde ding. Nee, as jy Gees hoor, dan hoor jy spook. En spooke is scary en hulle is creepy. En ek is geleer dat as jy die geeste, die spooke ignoreer, dan bestaan hulle nie. Nee, solank as wat jy glo hulle is nie, dan is hulle nie. En dis hoe ek groot geword het en dalk is jy dieselfde. Nou iewes skielik praat ons van 'n Heilige Gees. En ek dink soms kom hy selfe gedagte by ons op. Dis Gees. Ek verstaan nie Gees nie. So miskien ignoreer ek ook die Heilige Gees, die derde persoon in die God, drie eenheid. Nou ek wil hê ons moet vanoggend bietjie daaroor kuier, want ek weet ons het vra. Ons het vra oor wie is die Heilige Gees? Dit is hy 'n persoon, is hy 'n mag? Wie is die Heilige Gees? Hoe werk dit? Hoe kom die Heilige Gees in my lewe? Hoe werk die Heilige Gees op aarde? En wat doen hy? Wat doen die Heilige Gees nou eintlik? Nou ek weet ons het almal al daai vrae en dalk stap jy vanoggend al jare 'n pad saam met die Heilige Gees en julle loop mooi saam of dalk sit jy hier soos wat ek jare terug gewonder het oor. Hoe werk die Heilige Gees? En hoe kan ek die Heilige Gees kry? Ek wil dalk net begin om te sê, as jy 'n gelowige is, kan jy nie sonder die Heilige Gees leef nie. Kan ek dit net weer sê? As jy 'n verhouding met God wil hê, jy kan nie sonder die Heilige Gees leef nie. Ons het hom nodig. Ons moet hom ken. Kan ons 'n oomblik vat om saam te bid? Heilige Gees, ons kan vanoggend oor U praat. Maar Here, ek wil kom en vra dat U met ons sal praat vanoggend. Met elkeen van ons, daar waar ons is. Here, U weet, U ken ons. U is in ons, U is by ons. Sal U met ons kom praat vanoggend. En Here, sal U my gebruik ook om U woorde te praat. Om uit te wys wie U is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vanoggend is die inleiding, ons gaan verder kuier vanaand oor die Heilige Gees. Ons volgende week is Pinkster Sondag en dan gaan ons verder daaroor kuier. En dan volgende Sondag aand het ons 'n upper room, 'n bovertrek belewenis. Maar as ons wil praat oor die Heilige Gees, kom ons begin by wat ons as Doxodeo glo. Nou ek weet nie of julle dit weet nie, maar ons het 'n stelling op ons website en dit wat in ons hart is, wat die absolutes is van wat ons glo. Ons noem dit ons glo of we believe. Nou ek gaan net sulke uittreksels uit dit uithaal vanoggend rakende die Heilige Gees.
Julle kan saam met my lees. Nog een terug, sy. Ons glo in 'n ewige, drie-enige God, skepper, onderhouer en regeerder van die hele skepping. In God het alle dinge hulle oorsprong, bestaan en toekoms. Ons glo in die Heilige Gees, wat as bekragtiger, trooster en helper gestuur is, wat ons toerus met krag vir ons dienswerk. Hy wat ons bemagtig om te kan bedien met sy gawes en te kan leef met sy vrug. Hy wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy herinner ons aan die woorde van Jesus en lei ons in die hele waarheid. Hy bemagtig ons om die plan van God op aarde te verwesenlik. Ons glo dat die bekragtigende ervaring om deur die Heilige Gees gevul te word na die wedergeboorte bedoel is vir elke gelowige. Dis wat ons sê, ons glo. Nou ek weet daar's baie interpretasies en aannames wat saam met dit kan gaan, maar dis die basiese van wat ons glo oor die Heilige Gees. So vanoggend wil ek hê ons moet bietjie kyk na 3 vrae. Wie is die Heilige Gees? Hoe kry ons die Heilige Gees? En wat doen die Heilige Gees? Nou van dit gaan ons bietjie dieper insak en ander gaan ons net vlugtig na kyk want ons het 'n hele reeks waaroor gaan. So as ons sê wie is die Heilige Gees? Nou ons weet die Heilige Gees is dan die derde persoon in die drie eenheid. Lees saam met my in 1 Johannes 5 vers 7. Want daar is 3 wat getuig in die hemel. Dis die Vader, die Woord Jesus en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. Ons glo in 'n drie-enige God. En een van die 3 is die Heilige Gees. En daar's verskillende name as jy deur die Bybel gaan lees wat die Heilige Gees soms het. Soms noem ons hom die trooster, soms noem hulle hom die bemoediger, maar die Heilige Gees is 'n persoon in God. Die Heilige Gees is nie iets nie. Hy is nie net 'n abstrakte gedagte soos wat Etienne gebid het nie. Die Heilige Gees is iemand. Hy is God. Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader bid, Jesus is aan die woord, en hy sal aan julle 'n trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Julle ken hom, nie julle ken wat nie, julle ken wie. Dit is 'n groot verskil. As ons sê, ons ken hom, is 'n persoon. Ons ken hom persoonlik. Hy sê hy's in ons. Die wêreld ken nie die Heilige Gees nie, want hulle kan hom nie herken nie. Die Heilige Gees is iemand wat jy leer ken, wat jy verhouding mee kan hê, wat jy mee kan praat. Shannon vertel my hierdie week, toe sy van die Kaap af opgetrek het, kon sy nie Afrikaans praat nie, en toe skryf haar ouers haar hier in die Doxodeo skool in op daai stadium, en iewes skielik ontmoet sy al hierdie weird Afrikaanse mense. Sy kan hulle amper nie verstaan nie, en hulle is vreemd, hulle is anders as sy, en sy sê dit was vir 'n massiewe aanpassing, iewes skielik, om in hierdie skool te wees met hierdie weird mense. Nou so oor tyd het sy bietjie begin Afrikaans verstaan, en sy het agtergekom, hulle is nie heeltemal so anders as wat sy is nie. Hulle is eintlik baie soos wat sy is. Sy het eintlik toe begin hou van Afrikaanse mense. Sy het eintlik so baie van Afrikaanse mense gehou, dat sy met Neil van Wyk getrou het. Sy kom toe agter, dit is eintlik baie nice. Ja, shame. Nee, dit was she married in good blood. Sien, die ding is, soms gaan ons so om met die Gees. Soms is die Heilige Gees vir ons weird, want ons ken hom nie. Maar eintlik is hy net soos ons, want ons is ook geesmens. En as 'n geesmens behoort ons met die Heilige Gees te kan verhouding hê, ons behoort hom te kan verstaan, ons behoort met hom interaksie te kan hê, want hy is soos ons, of eerder ons is soos hy. Hy is nie weird nie. En as jy nog dink die Heilige Gees is weird, kom ons kuier vanoggend saam, en ek vertrou dat die gedagte van die Gees, die Heilige Gees wat vreemd is, vir jou nie meer so vreemd sal wees nie.
So die vraag is dan, hoe kry ons die Heilige Gees? Hoe beleef ons die Heilige Gees? Hoe ervaar ons die Heilige Gees in ons lewens, in ons elke dag lewens? Nou die eerste ding is, jy kan nie wedergebore word sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die een wat maak dat ons wedergebore word. Nou as dit 'n vreemde konsep is, dit was vir Nikodemus, wat 'n skrifgeleerde was, ook 'n vreemde konsep. En hy het toe na Jesus toe gegaan en hy het hom gesê, hoe werk hierdie goed? Toe sê Jesus vir hom, as jy nie van water en gees gebore word, en daai gees was met 'n hoofletter, kan jy nie die koninkryk beerwe nie. So vir ons om verhouding met hom te hê, vir ons om Christene te wees, het ons die Heilige Gees nodig, want hy skep die lewe in ons. Dis die eerste ene. Ek kan nog onthou toe dit met my die heel eerste keer gebeur het. Dit was, ek weet nie, baie jare terug. En ek die eerste keer die Heilige Gees beleef het. Ek het so begin bewe, my kniekoppe kan ek onthou so op en af gegaan. Ek het gebewe vir ure daarna, van daai belewenis, van die krag van God wat in my lewe eerste keer gekom het. Nou ek weet almal ervaar dit nie op dieselfde manier nie. Ek was jonk en ek was bang dalk. Was dit dalk die grootste rede hoekom ek so gebewe het. Maar daar was iets wat in my lewe gebeur het, wat ek nooit weer dieselfde was daarna nie. Want ek was weer gebore gewees. Die tweede ding wat gebeur, wat ons lees van die Heilige Gees, ons lees dat jy gedoop word met die Heilige Gees. Dis wanneer daar die krag van die Heilige Gees oor jou kom, bo en behalwe om gebore te wees van die Gees. My dogter Ashley, sy's jong meisietjie al, ek dink sy was 6 of 7 toe sy al haar hart vir die Here gegee het. En eendag hier in die klas, by die skool, ek dink sy was in graad 5 of 6, sit die hele klas daar en die juffrou vertel vir hulle van die Heilige Gees, en sy bid vir hulle. En die Heilige Gees kom vul daai kinders se lewens net daar in die klas. Hulle begin in tale praat. Die 12-jarige, 11-jarige kinders. Paulus sê, hy het op 'n stadium gekom waar mense Jesus geken het, toe hy op sy reise was, en hulle vertel hom toe nou van, hulle ken Jesus, hulle weet wat Jesus kom doen, hulle weet hy het aan die kruis gesterf, en hy vra vir hulle toe, weet julle van die Heilige Gees? Hulle het nog nie gehoor van die Heilige Gees nie. En die woord sê, hy het sy hande op hulle gelê, en hulle is gevul met die Gees, en hulle begin in tale praat en profeteer. Die doping met die Heilige Gees. Die derde een is die deurlopende invulling met die Heilige Gees. Ons lees daarvan in Efesiërs 5. Paulus skryf vir hy sê, julle moenie so baie wyn drink, dat julle dronk word nie. En dan sê hy, julle moet eerder, laat die Heilige Gees julle lewens vol maak. Laat die Heilige Gees julle lewens lei. So dis die derde tipe van hoe wat ons raak lees in die woord. Ons gaan volgende week meer na hierdie kyk. Bietjie insak in dit. So nou bring ons dit by die laaste ene. Want dalk net so een tree teruggee. Ek dink net aan Curl Andy is daar. Julle weet sy's mal oor my. Sy kan nie ophou met my tyd te spandeer nie. Sy bel my, sy stuur my WhatsApps die hele tyd. As ek by die huis kom, wil sy my net soen. Sy kan nie haar hande van my afhou nie. Ek weet nie wat gaan aan nie. Sy wil net my al lewe met my deel. Sy vra my die hele tyd vra. OK, ek weet ek oordryf nou bietjie. Is dalk andersom. Maar ek het 'n vermoede die Heilige Gees wil so met ons verhouding hê. Dink julle as Caroline met my so optree en ek ignoreer haar, gaan sy aanhou om dit te doen? Gaan sy nie naderhand opgee en sê ek probeer, maar jy stoot my nie die hele tyd weg nie. Ek dink die Heilige Gees wil so 'n verhouding met ons hê, maar ons stoot hom soms bietjie weg. Kom ons kyk wat doen die Heilige Gees in ons lewens. Ons het laasweek gekyk na disippelskap. En ek wil sê jy kan nie 'n disipel wees sonder die Heilige Gees nie. Dis onmoontlik. Jy het die Heilige Gees nodig in jou as jy 'n disipel wil wees. So die eerste ding wat ons raak lees oor wat die Heilige Gees doen is, ons het nou nog gehoor, hy gee ons nuwe lewe. Hy kom maak dat ons weer gebore word. Daar staan in Titus 3 vers 5, hy sê, hy het ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Hy maak ons nuut. Hy gee vir ons daai lewe wat ons nodig het. Ek wil ook hê ons moet vanoggend so 'n bietjie in Johannes 16 insak. Johannes 16 is waar Jesus met die disippels praat oor die Heilige Gees. So ek het 'n vermoed as Jesus oor die Heilige Gees praat, hy ken hom. So ons kan eintlik maar 'n bietjie luister na hierdie gedeeltes. En ek wil jou regtig nooi ook, gaan lees deur die hele Johannes 16. Gaan lees deur die Nuwe Testament, gaan lees oor die Heilige Gees in hierdie volgende paar weke. Maar in Johannes 16, die eerste ding wat ons raak lees is dat die Heilige Gees is ons voorspraak. Hy is ons intercessor, hy tree in vir ons. Johannes 16 vers 7.
Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Hy stuur vir ons die Heilige Gees as voorspraak. Hy tree vir ons deurlopend in. Hy weet wat in ons lewens aangaan en hy weet wat ons nodig het. Ek het 'n vermoede as ek vanoggend moet vra, wie sal eintlik soos een van die disippels wil wees en saam met Jesus kan loop op die aarde? Gaan julle almal julle hande opsteek, nee. As jy daai belewenis kon hê, sou dit nie most amazing gewees het nie. Wat sê Jesus vir ons? Hy sê, is beter dat ek gaan. So as ons gedink het, dis wonderlik om saam met Jesus te kon loop, want dink net, hoe lekker sal dit wees, nee. Dink net as jy bietjie honger is, en Jesus is by jou. Jy weet, jy sommer 12 maandjies oor na die tyd. Jy weet, dalk is jou kind siek. Jesus, help gou. Hy is nie by my. Dalk jy jou werk verloor. Kan Jesus, weet jy wat, volg my. Want Jesus is mos nou hier by ons. Maar hy sê, is beter dat ek weggaan, want ek stuur vir julle die Heilige Gees. Dink net vir 'n oomblik dan, die Gees is nie net by ons, hy is in ons. Hy is met ons. Ons loop elke dag saam met hom. Ek wonder soms of, weet ons regtig, wat Jesus daar gesê het. Hy sê, dit is vir ons beter. Die tweede ding wat die Heilige Gees ook doen is, hy oortuig ons in die wêreld van sonde. Maar hy is ook by ons. Johannes 16 vers 8 tot 11. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sy sonde. En dan 'n paar verse later of 'n paar gedeeltes verder sê hy, van veroordeling, omdat die regerder van hierdie wêreld reeds veroordeel is. Sien, die Heilige Gees kom en hy oortuig ons van verlorenheid. Hy oortuig mense wat hom nog nie ken nie, dat jy verlore is, dat daar sonde is, dat daar gebrokenheid is. Kom na my toe. Net soos wat ons wat hom ken, iewers in ons lewens oortuig was, dat ons verlore is. Dis wat die Heilige Gees kom doen in ons lewens. Maar hy kom ook, en hy vertel ons, dat die vyand oorwin is. Dat die mag van sonde nie meer oor jou lewe hou vas hoef te hê nie. Want die duiwel is reeds veroordeel. Sien, die Heilige Gees is by jou. Hy's in jou, maar hy begelei jou ook tree vir tree op jou pad. Elke oomblik van elke dag, nie net op 'n Sondag in die kerk of op 'n Woensdag in die selgroep nie. Elke oomblik van elke dag is hy daar. Hoor wat staan aan Johannes 16 vers 13, soos wat hy ons in die waarheid en begelei. Hy sê, wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal ons begelei in die volle waarheid. Daai waarheid wat ons nodig het om elke dag te kan leef, om hierdie wêreld waarin ons is te kan verstaan. In die Ou Testament het die wet die waarheid gebring. As jy die waarheid wil verstaan, moet jy die wet geken het. Nuwe Testament, as jy die waarheid wil verstaan, moet jy die Heilige Gees toelaat om jou lewe te lei. Want hy ken die waarheid. Hy is die waarheid. Hy lei ons daarin. Ek het al soms by kerke of gekom of ek luister na mense praat en dan iewes skielik is daar hierdie massiewe onvrede wat ek beleef. Ek weet nie of julle dit ook al beleef het nie. Jy kyk en jy weet iets krap. Iets is nie reg nie. Dis amper reg, maar dis nie heeltemal reg nie. Jy hoor ietsie en hulle sê maar hier binne voel dit ongemaklik. En partymal kom daai mense met die regte bedoeling om vir jou van die waarheid te oortuig. Maar ek wil vir jou sê, wat ek agtergekom het wanneer ek so begin krap, is wanneer daai waarheid kom sonder liefde. Wanneer iemand kom en my probeer oortuig van waarheid en ek beleef nie God se liefde daarin nie, dan weet ek, dis nie die waarheid nie. Die Heilige Gees is hier by my. Die Heilige Gees wys vir my. Hy help my om te kan onderskei wat die waarheid is. Hy lei my in elke stap van my lewe. Daar so 'n tydjie terug 'n storie gewees op die TV. Ek dink sy naam is Person of Interest. Ek weet nie of julle dit ooit gekyk het nie, maar die storie loop min of meer so. Daar's 'n komputer wat iemand ontwerp het en geprogrammeer het, wat alles kan sien, elke kamera en CCTV footage en elke ding wat op die internet gaan, weet hierdie komputer van.
En dan is daar in die persoon se in-ear oorfoon, binne in die persoon se oor. En soos die persoon loop, vertel hierdie komputer vir die persoon, draai links, draai regs, pas op, daar gaan 'n kar kom, stop. En daai komputer begelei daai persoon met die in-ear mic. Dis eintlik 'n counterfeit van presies wat die Heilige Gees in ons lewens wil kom doen. Die Heilige Gees is binne in ons en hy wil ons lei op ons pad. Hy wil met ons praat. Hy wil vir ons sê, wees versigtig vir dit. Pas op vir dit. Gaan soontoe. Ek gaan jou die krag gee om dit te kan doen. Hy stap met ons, hy praat met ons deurlopend. Die vraag is luister ons deurlopend of ignoreer ons die derde persoon? Die volgende ding wat die Heilige Gees ook doen is, hy verheerlik God. Hy help ons in ons tyd van aanbidding. Johannes 16 vers 14. Hy sal my verheerlik, omdat dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. Hy sal my verheerlik. Hoe boring sal aanbidding wees sonder die Heilige Gees? As ons net liedjies sing, en die Heilige Gees is nie daar om vir ons te openbaar wie God is nie. As die Heilige Gees nie daar is om ons te oortuig van die woorde wat ons sing, dat dit is wat ons glo nie. Dit sal baie boring wees. Dit sal net liedjies wees. Dit sal net lekker saam sing wees. Maar die Heilige Gees kom en hy verheerlik Christus in ons lewens. Hy kom wys vir ons wie hy is. Ek love aanbidding. Ek love worship. Want die Heilige Gees is daar en hy openbaar vir ons goed. Elke keer wanneer ons kies om op hom te fokus, kom wys hy vir ons wie hy is. Die derde ene is, of die volgende ene is, hy maak Jesus bekend aan ons. Net die volgende vers staan daar. Alles waaroor die Vader beskik, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle meedeel. Wat hy van my ontvang, sal hy aan julle meedeel. Die Heilige Gees maak vir ons bekend dit wat en wie Jesus is. Hy kom wys vir ons. Hy kom vertel vir ons. Want hy sê, die skrif sê, alles wat Jesus aan hom gee hy vir ons, vir die Heilige Gees, en die Heilige Gees maak dit bekend aan ons. Dit is my so lekker om te kan praat met iemand. En dan soms sit ek en praat en dan sê ek iets, en dalk het jy dit ook al gedoen. Ek glo jy het seker al. En iewers skielik sê jy ietsie, wat so amazing is. Jy kan sommer sien, die persoon se oë verlig net, en jy dink jy by jouself, joh, ek nie eens geweet ek weet dit nie. Nee, dis nie oor jy so cool is nie, dis oor die Heilige Gees binne in jou is. Hy openbaar vir ons goed. Hy herinner ons aan goed, en iewers skielik as jy met iemand praat, en jy kry hierdie bonatuurlike insig en wysheid, is dit die Heilige Gees wat dit deur jou kom doen. En hy help jou en hy begelei jou so. Want hy maak Jesus nie net bekend aan ons nie, hy maak ook Jesus bekend deur ons, aan ander mense. Hy wys vir ander mense wie Jesus is. Die Heilige Gees bemagtig ons. Jesus het in Lukas 24 gesê, hy het gesê, gaan wag vir die krag van die Heilige Gees, wat julle sal bemagtig. Hy gee ons die krag vir elke dag lewe. Hy gee ons die vermoë om bonatuurlik te kan leef. Daai woord krag is dunamis. En julle weet hoe werk 'n dynamo? 'n Dynamo vat 'n sekere vorm van energie en hy skakel dit om in 'n ander tipe vorm van krag en van energie. Die Heilige Gees kom en hy vat ons beperkte krag en hy maak dit bonatuurlike krag. Hy kom werk deur ons. Wat hy ook kom doen is, hy help ons om te bid. Romeine sê, as ons nie weet wat om te bid nie, dan bid die Heilige Gees deur ons, met onuitspreeklike versigtinge, want hy weet wat in ons hart aangaan. Nou kan julle hoor hoekom ek sê, jy kan nie 'n gelowige wees sonder die Heilige Gees nie. Hy help ons in alles. Selfs wanneer ons nie eens weet hoe om te bid nie, kom die Heilige Gees en hy help ons om te bid. Die Heilige Gees beskerm ons. Hy leer ons. Hy gee vir ons die vermoë om te kan onderskei tussen wat goed en sleg is. Wat lei tot lewe, wat lei tot dood. Terwyl ons aanbid dit en ek het nou jou naam vergeet, ek vra groot om verskoning met die baard en die bril. Johan net so lank daar, ja, jy. Maar ek het beleef toe ons aanbid het dit, dat jy gaan op 'n plek kom waar jy moet besluite neem en jy gaan moet kan onderskei van, moet ek submit of moet ek opstaan? Moet ek opstaan vir wat ek weet wat is reg of moet ek submit?
En ek het beleef, daar's 'n spesifieke iets waarvoor jy moet opstaan. En toe ek het dink, iewes skielik toe jy opstaan, toe sien ek hoe kloof die pad voor jou oop. En dis 'n mooi reguit oop pad. Maar dit was eers toe jy opgestaan het, vir wat jy weet wat die waarheid was. Toe maak die Here vir jou die pad oop. Nou ek weet nie waar jy in jou lewe is nie, en miskien kan ons na die tyd bietjie daaroor kuier. Maar die Here gee vir ons die vermoë om te kan onderskei. Hy wys vir ons, hier moet jy versigtig wees, en hier moet jy weghardloop, of hier moet jy inhardloop. Stap saam met ons elke dag. Die Heilige Gees is die een wat ons vul met God se liefde. Romeine 5 vers 5 sê, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur wie? Die Heilige Gees. Die liefde van God word in ons uitgestort deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees vertroos ons. Die Heilige Gees gee vir ons geloof. As jy gedink het, jy is die een wat moet geloof generate in jou lewe, sodat iets kan gebeur, die woord sê vir ons, die Heilige Gees kom en hy gee aan elkeen 'n mate van geloof, soos wat hy goed dink. Hy gee vir ons selfs die geloof. Ek het so rukkie terug met julle gedeel, dat ek moes na die departement van onderwys toe gaan vir ons Edendale skool, want hulle het vrae gehad oor ons finansiële state, en die vrae wat ek moes antwoord, sou bepaal het of kry ons subsidie of nie. En julle kan onthou, ek het julle kom vertel en gesê, ek het nie noodwendig met die regte autoriteit in daai meeting ingestap nie. Ek het bietjie gevoel, weet ek moet maar net bietjie nederig wees, en ek is so jammer, en in plaas van om te besef, eintlik het die Here hierdie skool geroep. Nou ek wil net vir julle sê, die Here kan 'n reguit hou slaan met 'n kromstok. Want ons het daai subsidie gekry, en ons het meer gekry as wat ons verwag het. Want God maak goed los. Wanneer ons geloof te min is, kom versterk hy ons geloof. En dan die een wat ons almal so goed ken, is die vrug van die Gees. Lees saam met my in Galasiërs 5 vers 22 tot 23, hoe die Heilige Gees ons lei om 'n heilige lewe te lei. Hy sê, maar die vrug wat die Gees voortbring, wie bring dit voort? Die Gees met 'n hoofletter. Die vrug wat die Gees voortbring, is, kom ons lees gou wat dit is, dis liefde, dis vreugde, dis vrede, dis geduld, dis vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Wie bring hierdie goed in ons lewens voor? Die Gees. Hy wat binne in ons woon, bring die vrug van die Gees in ons lewens voort. We don't have to manufacture it. We should allow the Holy Spirit to produce it through us. En Carol Ann het dit ook laasweek gesê, die vrug van die Gees is nie net vir ons nie. Die Heilige Gees werk in ons, maar verander. Sodat hulle die vrug kan proe, dat hulle die vrug kan sien, sodat hulle Jesus kan herken. Sodat hulle ook kan honger word vir wie hy is. Dan die laaste een, en vanaand gaan ons eintlik baie meer daaroor kuier, is oor die gawes van die Gees. Die Heilige Gees werk deur my, verander. Hy werk in my met die vrug van die Gees, verander, maar hy werk deur my, ook verander, deur die gawes van die Gees, die kragtige werkinge van die Heilige Gees. En ek wil jou regtig aanmoedig, as jy al ooit gewonder het hoe dit werk, of as jy al wou beleef het hoe dit deur jou kan werk, of sien hoe dit werk, kom na vanaand se diens toe. Etienne gaan met ons praat oor die gawes van die Gees, en hoe dit werk, en wat is dit, en waar pas dit in ons lewens in? My vraag wat ek mee wil afsluit vanoggend is, kan ons bekostig om die derde persoon van die drie-enige God te ignoreer? Kan ons bekostig om die Heilige Gees te ignoreer? En ek dink na wat ons vanoggend gehoor het, is die antwoord baie maklik. Nee, ons moet hom begeer, ons moet verlang na hom. Ons moet deurlopend met hom gesels. Ons moet hom soek, ons moet hom begeer in ons lewens. Paulus sê vir die mense, van al hierdie goed is begeer om te profeteer. Hy is eintlik begeer dat die Heilige Gees deur jou sal werk. Soek hom. En hy's getrou. Hy wil deur jou werk. Volgende week is Pinkstersondag, en dan gaan ons ook verder kyk, wat het op daai dag gebeur. Dit was 10 dae na Hemelvaart, toe die Heilige Gees uitgestort het, en dalk wil jy vriende of familie ook nooi wat wonder. Jy weet,
Ek het in 'n kerk groot geword waar ons nie oor hierdie goed gepraat het nie. Dit was 'n gedagte gewees, maar ons praat nie oor die Heilige Gees, daai een wat ons ignoreer. Volgende week herdenk ons Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is in ons lewens, sodat hierdie 'n werklikheid kan word. Nou ek het ook vir Neil gevra. Ons het donderdag aand by die Hemelvaartdiens, en van julle was dalk hier so 'n amazing belewenis gehad, tyd van aanbidding, en die Here het vir Neil 'n woord gegee, en ek het gevra dat hy dit net met ons sal deel volgens. So donderdag aand in aanbidding het ek hier voorgesit, en ek moet vir julle sê, vir die eerste keer dit was die kragtigste belewenis van God wat ek beleef het al in hierdie kampus, en ek is al 'n ruk hierso. En ek het daar gesit en ek het my hande net so oopgemaak en ek het vir die Here gevra, Here, wat ook al U wil kom doen in ons gemeente, kom doen dit. Want op my hart was dit dat ek het vertrou dat die Gees uitgestort sal word oor mense soos nog nooit tevore in ons gemeente nie. En ek het so gesit, en terwyl ek met albei my hande so sit, oop voor die Here, sien ek hoe kom maar iemand en hy sit 2 gawes in my hand. En ek beleef hoe hierdie gawes soos deel van my is, dit gaan nie weggevat word nie, is vir ewig myne. Dit het amper gevoel soos 'n orgaan wat die Here in my inplant, en ek het dit so in my hande gehou, en die Here het in my hart vir my gesê, druk dit. En soos ek dit druk, stroom daar olie uit my hande, albei my hande uit, en dit begin die hele plek vol maak, en wat ek beleef het net op daai oomblik, is dat die Here het vir ons elkeen gawes gegee. Miskien sit jy hier vanaand en die Here het vir jou 'n gawe gegee, en die Here sê, gebruik jou geloof met daai gawe, druk dit, kom druk in my in, en jy sal sien hoe die salwing begin loop, die salwing begin oorlopends vloei in jou lewe, maar die Here gaan dit nie net doen as jy passief agtertoe sit en net verwag dit gaan van self gebeur nie. Die Here sê, druk dit, kom druk in my in, gebruik dit wat ek in jou hande gesit het. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy kom wys vir ons goed, hy kom praat met ons, en ek wil vanoggend vir ons geleentheid gee om te reageer op die woord wat die Here vir ons as 'n gemeente gegee het, vir elkeen van ons. En ons het hier voor, op die kante van die verhoog en by die tafels daarvoor, is daar olie. Olie is eintlik maar net, as jy nie woord gaan lees, is eintlik 'n simbool van die Heilige Gees. En toe Neil sê, en hy het gedruk en het olie uitgekom, wil ek jou nooi om te gaan na die tafels toe en self dit wat die Here al reeds vir jou gegee het, net as 'n simboliese handeling, net olie in jou hand te kom sit. En te vertrou dat dit wat die Here binne in jou geplaas het, daai gawe wat hy vir jou gegee het, dat soos wat die olie in jou hand is, dat dit begin deur jou sal begin werk. Ek gaan eers vir ons bid en dan gaan ek julle geleentheid gee om dadelik uit te beweeg. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. En kan weet U is by ons. Here, U is met ons. Heilige Gees, U is in ons. En Here, ek wil kom vra dat U elkeen van ons, daar waar ons is, daar waar ons krag nodig het om net deur die dag te kom, dat U dit sal kon doen. Here, daar waar ons in ons lewens is, waar ons begeer meer van U, Here, dat U dit sal kom doen. En Here, daar waar U al 'n lang pad met ons stap en U sê, dis nou die seisoen om uit te reik en hierdie te gaan gee vir ander. Here, dat U dit ook sal kom doen. Dankie vir U Gees wat nou in ons hart werk en ons oortuig van dit wat U in ons lewens wil doen. Amen. Julle is welkom om dadelik uit te beweeg, en dan wil ek jou ook vra, daar waar jy sit, is nie nou 'n tyd waar jy moet begin wonder oor wat gaan jy na doen. Ek wil jou nooi, praat met die Here nou. Praat met die Heilige Gees daar waar jy is, hy's by jou. Vat hierdie oomblik en spandeer tyd saam met die Heilige Gees.